Ons is weer hier by die meele besig by TMM, Tannie, Muismils, om mielies te maal, om meel te versprei. Mense, ons is altyd so opgewonde, ons kan nooit wag om die masjiene te start en vooruit te gaan nie, maar ons moet altyd onthou, niks in die lewe is altyd klop disselboom nie. Tot Vader het vir ons gesê in Johannes, hou goeie moed, maar moenie moed verloor nie. Die lewe is moeilik, jy kan moedeloos raak, maar moenie tou opgooi nie, moenie handdoek ingooi nie, moenie moed verloor nie. En ek sê dit vanoggend met 'n rede. Ons sien hierdie hele week al uit, nadat ons die mielies ontvang het, nadat ons beroking gedoen het, nadat ons alle voorbereidings gedoen het om die masjiene te start hierdie oggend, en tog soos baie ander kere gebeur dinge nie soos wat ons wil nie. Ons moet onthou hier uit, toe dink ek nou vanoggend weer aan geestelike oorlogvoering. Hoe is ek in my lewe met geestelike oorlogvoering? Is ons daagliks, uurliks, minuutliks besig om die duiwel te herinner in sy ewige poel van vuur? Onthou Jakobus 4 vers 7 sê die Here vir ons, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Hy sê nie, nee, alles gaan hemel op aarde wees nie, ons is nog, hoe sê hulle, mens, darms and pains, ons is nog in hierdie wêreld, so die teëspoed kan opduik, en dis wat nou vandag ook weer gebeur het hierso, ons masjien het getrip in die produksieproses, en dit gooi ons uit, want ons het 'n hele vrag meel wat ons vervaardig om uit te reik, en ons groot goal is om honger siele en honger vlees mense te kan bereik. Dit gooi ons terug, want jy werk op produksie, soos julle mense, besigheid mense wat produksie uithardloop. Jy het 'n sekere kwota wat jy vir daai dag moet uitsit. So ja, die masjien het getrip, ons moes nou stop, ons moet die hele masjien weer oopmaak, ons moet alles wat in is, moet ons uithaal, anders te trek het te veel krag, hy byt vas, jy kan nie. So wat gebeur nou? Op die einde van die dag gooi dit ons hele dag terug. Mense raak, ek weet nie as julle mooi kan kyk, hoe sit my sweat hier teen my voorkop nie. Ja, dit is nie omdat ek baie honger is of baie bang is nie, dit is omdat ek bietjie opgetens is hierso, want ons wil graag hê, ons produksie moet hardloop en moet uitgaan. Maar mense, ek moet vir julle bemoedig, ek is nou uitgebul, ek is plat geslaan, ek het basies gelê, want dit gebeur nie soos ek wil nie, die masjiene het getrip en dit is 'n groot storie om hom weer in die gang te kan kry. Maar, ons het nie gaan sit in salt nie, ons het nie gaan hare kloof nie, my spannetjie saam met my, ons het hande gevat, ons het gebid en sê, Here, gee vir ons krag, gee vir ons wysheid, help ons asseblief. En ons het opgestaan, ons het geflash, ons het aangegaan, ons het die masjien weer laat hardloop, ons is nou weer in volle gang hierso. So mense asseblief, die Here sê ook vir ons in Korintiërs, doen alles wat jy doen van harte, vir die Here, nie vir mense nie. Ons kan as 'n spannetjie nou sê, ag, ons moet nou hierdie maal, maar dit is ook nou maar seker maar net vir die wat uitgaan vir 'n mens of vir 1 of 2 siele. Nee mense, doen dit vir die Here. Dis hoekom ons val, maar ons staan weer op. Alleenlik kan ek die Here die eer gee vir 'n spannetjie wat saam met my staan, agter my rug besig is. Ons het nie gaan lê nie, ons het saam gebid, ons het saam gepraat, ons het aangegaan. Moenie as jy gaan val bly lê nie. Jy mors tyd, die duiwel wil hê jy moet bly lê. Asseblief mense, staan op, dink aan God. Jy is geskep in sy moederskoot, nog voordat jou naam aan jou toegeken is, het hy al jou naam geken. Nog voordat jy gebaar is, het God jou geken met liefde. So ja, ons gaan val. Moenie bly lê nie. Moenie vasvang in tik en dwelms en alkohol en sigarette en allerhande, soos hulle sê in die wêreld, verversingkies nie. Nee, gebruik die Here se woord, gebruik gebed, staan vas by Jesus se voete, sodat hy jou kan verkoop, soos hy in Psalm 23 vir ons leer. Val, maar staan so gou as moontlik weer op, dat die duiwel nie nog 'n hou of 2 kan inkry nie. En onthou mense asseblief, doen alles vir die Here. Die Here is 'n jaloerse God. Hy sê, jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met alles in jou, moet jy die Here lief hê. So moet asseblief nie kyk na die omstandighede wat om jou gebeur nie. Bly gefokus op Jesus Christus en weet, wat jy ook al doen, die lewe kan nie floreer met almal in posisies nie. Daar moet dokters wees, mediese dokters, veeartse, motorwerktuigkundiges, daar moet ingenieure wees. Almal is in posisies, maar die groot ding is, wie verteenwoordig jy? Jy verteenwoordig vir Jesus Christus. Jy versprei 'n aangename geur waar jy beweeg. Word Jesus raak gesien. Onthou net, dade
praat 90% van die tyd meer as woorde. Onthou dit dat ons 'n Jesus voorbeeld, 'n aangename geur kan wees vir die wêreld. My groot gebed is nou mense, jy wat nou lê, jy wat platgeslaan is, reik uit jou hand. Onthou, Jesus reik sy hand uit na jou, hy's beskikbaar. Vat sy hand, staan op. Vat jou Bybel, lees sy woord, herinner hom aan sy beloftes, hy vra dit. Verkoop jou in Jesus Christus, verryk jou in sy woord en staan op, trek die bil by die horings aan soos wat hulle sê en onthou, doen alles vir die Here. Ons lewe hier op die aarde is 'n kort stukkie. Ons lewe in die hiernamaals is 'n ewigheid. Jy kan dit nie bepaal nie. Gaan probeer sommetjies maak. Die jare wat voor lê is meer as die sandkorrels wat om ons lê. Dit is meer as die sterre wat daar bo in die lug is wat ons nie eens almal kan sien nie. Onthou dit, dis die ewigheid. So ons rukkie op die aarde of dit nou 20 jaar is, 40 jaar is, geseënde 70 jaar, bonustyd 80 is kort met wat kom. Wil jy dit opmors? Vat dit met al twee hande, vat, dien die Here voluit en reik uit na ander, laat meer mense by God kan uitkom en jy gaan beloon word. Die Here sê in Openbaring, jy gaan 'n oorwinnaarskroon kry as jy my dien en volhard tot die einde toe. So my gebed is opgesom, my woord vir julle vandag, as jy val, staan op, die wat lê, staan op, beweeg vorentoe en onthou, jy gaan die oorwinning behaal, jy gaan beloon word vir wat jy doen. Moenie handdoek ingooi nie, moenie tou opgooi nie. Die Here is lief vir julle in Jesus naam.